Met Rise Up op Groot FM 90.5. In die ateljee saam met my het ek Dr. Theo de Jager van SAI. Hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie en baie opgewonde vir die geleentheid wat julle vir ons skep. Hoorie, ons moet vir jou sê dankie. Ons het gaan kyk na die werk wat julle doen en ons kies organisasies vir ons geeweke wat ons weet 'n daadwerklike verskil maak. Wat ons weet, jy weet, tasbare gemeenskapsverskille maak. En SAI is een van daardie wat in ons boerdery en in ons boeregemeenskap regtig 'n impak maak. So dankie vir die werk wat julle doen. Vir mense wat nie weet nie, sê gou vir my, wie is SAI en hoe het julle tot stand gekom? SAI is 'n netwerk vir familieboerderye. So ons ondersteuners is kleiner en medium grootte boere. As jy dink aan SAI, dink aan 'n naam van 'n boerdery en 'n gesin op 'n hekpaal van 'n plaas. Dis ons mense. Maar nie net die plaasbewoners nie. Ons doen ook baie werk vir klein dorpies. Daai plekkies wat net belangrik is vir die mense vir wie dit dorp toe gaan beteken. En dis gewoonlik 'n plek waar daar 'n laerskool en 'n koöperasie en 'n gemeente is. Ja. Waar 'n gemeenskap bymekaar kom. Die distrik waarin ek boer, in die Letaba distrik, is ons al 'n slagveld van omgevalle dorpies wat tot 'n einde gekom het, omdat daar nie meer genoeg families is nie, en nie jong genoeg families om kinders in 'n laerskool te hê nie. So ons doen werk om dorpies staande te hou ook. Hoorie, dit is ongelooflik. Ek weet nou, ons het baie gepraat op Groot FM 90.5 oor die back and close. Ek dink mense is al amper oorlaai met dit. Mense voel al amper, hulle wil nie meer hoor nie, maar ek dink mense moet besef wat 'n groot probleem dit in ons boeregemeenskap was. En die feit dat jy praat van familieboere. Hier, ons praat nie hier van groot koöperatiewe boere nie. Ons praat van bestaansboere, ons praat van familieboere wat 'n bestaan maak uit hulle plaas uit. Dit is wat hulle doen, dit is hulle lewensroeping, dit is hulle werk, voedselvoorsiening vir ons natuurlik, maar tydens die back and close kon julle 120 boere help met medisyne. Dis nie goedkoop daai nie. Nee, en ons was regtig geseënd met maatskappye wat die medisyne gebring het, wat gesê het, as daar nie meer boere is nie, het ons ook nie meer 'n mark nie. En terwyl ons wag vir die enstof, en terwyl daar baie spanning is oor wie moet volgende in die ry staan om geënt te word, kom ons gee so lank vir julle van hierdie medisyne wat net beeste help om te oorleef, totdat die enstof in julle distrik uitkom. Ons is baie dankbaar daarvoor. Onthou, 'n familieboerdery gaan oor meer as net hierdie gesin wat op 'n plaas bly. Dis 'n baie spesiale tipe van 'n struktuur. Dis baie anders as 'n gesin in die stad. Dis mense wat nog saam eet, wat baie afhanklik is van mekaar. Die horison van 'n familieboerdery is nooit die volgende finansiële jaareinde nie. Dis die volgende geslag mense en die kleinkinders. Hulle sê in 'n familieboerdery gaan dit minder oor dit wat jy van jou ouers geërf het en van jou oupa en ouma geërf het, en meer oor dit wat jy op hierdie stadium leen van jou kinders en jou kleinkinders. En dis die ding, want dit is wat gebeur wanneer daar skade kom aan plase tydens die droogtes met back and close. En dan wil ek graag praat nou oor die vloede in Robertson wat plaasgevind. Dit is nou in mense se gedagtes. Hulle het op sosiale media gesien. Daai vloede was onverwags, want die reën, wat mense nie besef nie, en wat ek toe nou later eers gehoor het, is, die reën het nie daar plaasgevind nie. Die reën was in die opvangsgebied. Hulle het 20 milliliter reën gekry. Die 300 milliliter reën was 'n paar 100 kilometer weg, en toe kom hy rivier af. En dis nie asof hierdie boere nie voorbereid was vir dit nie. Hulle weet dit, hulle bly langs 'n rivier, walle is voorheen gebou, pomphuise is geskuif, maar dit was nie genoeg nie, want dit was die grootste vloed in amper 10 tot 100 jaar wat daar plaasgevind het. Hektare en hektare boere se oeste is weg. Ja, en dit gaan ook nie net oor hierdie oes wat nou weg is nie. Daai boere is nie skuld. Hulle het nog nie hulle kunsmis en hulle diesel betaal nie. Hulle sou dit betaal in die einde van die produksieseisoen, wanneer hulle by die koöperasie moet gaan gelyk maak.
Maar meer as dit ook, daai boorde in daai lande het skade wat nie net weer heel is wanneer dit afgedroog het nie. Daar is versuipboorde, bome wat doodgaan omdat daar te veel water verbygekom het. Daar is grond wat weggespoel het, wat weer ingery moet word. En dis baie maklik die einde van daai familie se bestaan op daai plaas. Hulle kan so finansiëel geruïneer wees, dat hulle die plaas in hierdie proses verloor. Nou, die hoofrede, hoekom ek so dankbaar is dat ek die geleentheid kry om vandag by julle te sit, en saam met julle luisteraars ook te kuier, is omdat dit vir ons die geleentheid bied om 'n bruggie te bou tussen die moeilikheid waarin so 'n boerdery op die oomblik is, en die punt waar hy weer op sy eie voete kan staan. En dit is gewoonlik nie so verskriklik baie nie. Ons moet daardie boer net help om te oorleef, om sy basiese kostes te dek, sy elektrisiteit en sy arbeid te kan betaal, sy kinders in die skool te hou. Boere is planmakers van formaat. Daai boer gaan weer vorentoe op sy voete kom, as hy net nou vir die afsienbare toekoms kan oorleef. Dis wat ons moet regkry. So 'n interessante ding wat ons gesien het, wat julle sê, is om een familieboer en sy gesin te dra in 'n tyd soos hierdie. Tydens die vloede, tydens die droogte, tydens die back and close seer, tydens die brande, om een boer te dra met sy gesin, met ander woorde, sodat hulle nie hulle plaas verloor nie, hulle nie gelikwideer word nie, sodat hulle net oorleef, dat hulle kos op die tafel het en net kan oorleef, totdat daar weer 'n inkomste kan wees, is R20.000. Dit sluit in basiese behoeftes, skoolfondse, kruideniersware. Dis nie eers om te herbou nie, dis basics, dis net om te oorleef. R20.000 om een familieboer en sy gesin te dra, dis nie baie geld nie. En ek dink, dis wel baie geld as jy dit nie het nie. Ja. En daarom dink ek gaan ons vandag daarop fokus. Ons staan op R19.550 in middag wat ons ingesamel het. Dit beteken, as dit R20.000 is, as ek nou nog R450 kry, het ons een boerefamilie gehelp. Ja. Een. Ja. Ek wil kyk of ons by 10 kan uitkom. Ek hou van daai nommer, 10 is 'n goeie nommer. Ek voel 10 is 'n goeie nommer. Met ander woorde, elke bietjie wat jy gee, gaan ons help om by daai 10 boere uit te kom. So dit is wat? Dis 20, ons het nou klaar 1 amper. So dit is 19, wel dis 9 maal R20.000. Ja. Iemand doen daai wiskunde vir Annelie van ek het nie matriek wiskunde. Dit is 200.000. Nee, 9. Hæ? Praat jy van 9 Moet of ek 10? voor- Maal 10 is dit 200.000. Julle mense, Maal julle 10. wie doen Vir 10 boere, R200.000. R200.000. Is dit wat ons kom R200.000 vir 10 boere. vir 10 boere? Ja. Ja, maar ons moet nou nog net vir 9 insamel. Ons het Ja, klaar vir ons 1 kort nou boer. nog net 9. Nee, jy 180. Lise, 180. 180. Ek en Lisa mag nie wiskunde doen nie. 180. Dis hoekom Anne-Marie hier sit. As ek weer vra iemand doen die wiskunde, Lisa, jy mag nie daai iemand wees nie. Okay. Is okay, ek sal net sit en huil, is fyn. Okay, ek kort R180.000. Dis wat ek kort, dan gaan ons wat het ek gesê? 10 boere help. Ja, dan gaan ons 10 boere se gesinne help. Dit is met basiese behoeftes. Dis nou die boere tydens die vloede. Dis boere wat nog steeds sukkel met droogte. Ek dink nie mense besef, daai is nog nie opgelos nie. Nee. Daai is nog steeds 'n probleem nie. Dis boere wat nou sukkel tydens die back and close seer. Daai medisyne kos R5.500 vir 'n pakkie 'n back and close seer. Is dit R5.500, maar SAI het borge gekry wat hulle help om dit af te bring tot by R500. So as jy R500 skenk, dan help jy 50 tot 100 beeste met back and close seer. Hoe cool is dit? Dit breek my brein. Of as ons tot by 20.000 uitkom, dan help ons een gesin, een plaas. Ja. Kom ons sê een plaas. Een plaas. Dan help ons een plaas. Theo, kom ons kyk of ons dit kan doen. 0606433877. So, stuur die woord gee en na 0606433877. Dis 'n WhatsApp wat jy stuur. Ja. En dan volg jy die instruksies. As jy 'n besigheid is wat R10.000 of meer gee, dan bel ek jou op lig.
Okay, ek sal vir jou definitief 'n luitjie gee daar. En as jy onseker is oor wat die nommers is wat jy kort, stuur net gou 'n WhatsApp op ons gewone lyn en ek stuur vir jou die details deur. Okay, so asseblief, kom ons kyk of ons 20 plase kan help. Dit is wat ons wil doen. Ons wil 20 plase help met R20,000 elk. As jy nou R10 gee, bietjie maak baie. Moet nou nie skrik omdat ek nou sê R20,000 nie. Moet nou nie dink o jette, ek kan nie hierby uitkom nie. Dit is nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Ons gaan bietjie maak baie. Stuur aan vir jou familie op al daai groepies wat jy is, daai skoolgroepe waar jy is. Ja. Daai neighborhood watch groep waarop jy is. Jy weet daai wat is daai buurtwag? Stuur op jou buurtwag groep, op jou kompleksgroep. Stuur vir almal. Hulle moet nou skenking maak. Ons gaan ons boere help. Ons gaan 10 plase help. Yes. Dis wat net in hierdie program nou. Ja, Ons gaan baie meer as dit help teen die einde van die week. Ons mik vir dit nou. Maar middag wil vandag 10 plase kan help. Okay. Gee na 06 06 433 877 en dan, ek gaan nou hierdie liedjie speel. Maar jy mag net hierdie liedjie luister as jy help. Want almal sing boerding, almal sing boer loop deur my are saam met appel, almal sing boer, wat s'ie ander ene? Die boer hier binne my. Ja. Jy kan dit net sing as jy help, want anders is jy nie deel van daai nie, né? So, ek speel ook nou vir jou boer se gebed van Jovan Thelma en Steve Wolfmeyer op Groot FM 90.5. Jovan Thelma en Steve Wolfmeyer met boer se gebed op Groot FM 90.5. En ek dink dis iets wat vir my baie belangrik is wat ons op moet fokus is ons almal het nou groot geskrik toe die dieselpryse opgegaan het. Ons almal het gesê o jette, hoe gaan ons nou uitkom en mense trek swaar, dit is waar, ons trek swaar. Maar ek dink nie mense besef wat dit vir die boere beteken het. Die diesel en die kunsmis. Eers het hulle gesukkel om kunsmis te kry, nou is dit so duur dat dit amper bekostigbaar is. Hulle moet skuld aangaan om daai te kan doen. Daai kunsmis, daai dieselpryse. Ek dink Theo, vertel dalk bietjie vir ons vir mense wat kyk, jy moet nou onthou ons is 'n klomp stadsjapies, né? Ek kom van Groblersdal af. So ek ken die boerderye en die boergemeenskap. My familie is op 'n plaas en so ek verstaan daai. Maar nie alle stadsjapies verstaan noodwendig die moeilike dinge waarmee ons boere sukkel nie. Wat beteken dieselpryse vir 'n boer? Want ja, die trekkers, maar wat alles op 'n plaas word met daai diesel gedoen? Vir elke 10 sent wat die dieselprys opgaan, is daar nog 'n 10 miljoen rand minder wins wat in 'n boer se sak ingaan. Wat? Ja. Ons is geweldige groot dieselverbruikers. Onthou, lande word voorberei met diesel. Dit moet geploeg word, dit moet gedis word, mooi gelyk gemaak word. Dan moet daar geplant word daarmee. Dan moet daar die gesaaides versorg word daarmee. Dit moet gespuit word, moet geskoffel word. En dan moet dit gaan oes word met diesel. Jy ry op en af oor jou lande die hele tyd. En daar's nie 'n ander alternatief nie. Daar's nie iets anders waarmee jy dit kan doen nie. Ons is ontsettend afhanklik van diesel. So ons is baie kwesbaar vir die dieselprys, veral net voor planttyd en net voor oestyd. En dis nou. Oestyd begin altyd hier in die begin van Mei maand. Dis hoekom ons Nampo die groot oesfees hou in die begin van Mei. Dit is eintlik 'n viering van die begin van oestyd. So is 'n baie ongemaklike tyd vir ons om hierdie geweldige dieselverhogings te kry. En jy kan nie dit altyd deurgee in die stroom af in die waardeketting na die verbruiker toe nie. Want daar is ander lande wat nie dieselfde probleem het nie. En dan kan hulle baie goedkoper dieselfde produk op die tafel sit. En kyk, ons produkte, kos en vesel, spoel oor landsgrense soos water. Daar's altyd 'n vraag daarna, want almal moet elke dag eet. En dit maak eenvoudig dat 'n mens in sekere dele van die wêreld minder kompeterend is. En dit gaan nie net oor prys nie, dit gaan ook oor kwaliteit, want om kwaliteit in stand te hou, moet jy meer diesel gebruik.
En dan, ek wil net gou boodskappe hier lees. Ons het 'n boodskap gekry wat sê, ons word elke dag in oorvloed geseën, so ons kan gee. Esther, baie dankie vir jou R300 skenking. Ons het 'n R500 skenking gekry. Dan het ons 'n anonieme R1000 skenking gekry. Ons het 'n boodskap gekry wat sê, dankie Abba Vader vir elke rand wat vandag en die res van hierdie week ingesamel gaan word. Ons dank en loof en prys u groot en heilige naam, sê Karina Smits, R200 skenking. Amen. En ons het 'n R500 skenking gekry. Wat beteken, ons staan nou op R22,050. So ons kan nou 1.1 boer help. 1.1 plaas kan nou gehelp word. Okay, ek wil kyk of ons by 10 kan uitkom. So ons kort nog 9. Ek kort R172,950. Ek weet, dit klink verskriklik baie, maar bietjie maak baie. Waar is al daai besighede wat die boere ook nodig het? Want onthou nou net, as die boere se kos nie op die markte is nie, gaan jy ook nie meer besigheid hê. Ja, so nou trek jou troeteldiere nader, want hulle kos kom ook van daar af, tegnies. So dis nou wanneer jy honde en jou katte moet begin skenk. Jy sien. So kom ons help ons boere uit deur saai te ondersteun. Stuur die woord gee na 0604333877, 172,000, eintlik 173,000, dan help ons 10 plase vandag in hierdie 3 ure waarmee ons besig is. So help my uit, gaan na jou baas toe. Gaan sommer nou na jou baas se kantoor toe en dan gaan sê jy vir jou baas, hoor hier. Ek dink ons as 'n besigheid moet hier help. As jy R10,000 of meer skenk, bel ek jou op lig. Okay. Gaan nou, waar is daai besighede? Kom ons help ons boere uit. Almal is altyd jy weet, baie vinnig om te sê ons is trots Afrikaans en hulle noem hulle self boere, al het hulle nog nooit in hulle hele lewe op 'n trekker gery nie. Ja. So kan ons asseblief ons boer wys. So wys jou boer, as jy nou wil sê jy's 'n boer, wys jou boer. Vertel 'n bietjie vir my, jy sê jy het 'n mooi storie wat jy met ons kan deel oor saai. Daar stap 'n man by ons kantoor in wat ek al voorheen gesien het by landboukongresse, maar ek ken nie sy naam nie. En hy sit 'n inkoopie sakkie voor my neer. Daar's 2 koekies seep en 2 wysies tandepaste en 2 tandeborsels en 'n waslap. Hy sê sy ma's bedlend in 'n ouer huis en elke 2 weke doen hy vir haar inkopies. En sy het vir hom gesê, koop dit en vat dit daar na sy se kantoor toe. Hy sê, nie snaaks van my dink nie, ek doen dit vir my ma. En ek sit dit daar op die tafel neer. Ons het die aand 'n funksietjie by 'n restaurant. En Adam Tas, die sanger, was ook daar. Meyer Leroux, Ignis White. En iemand bel my 3 keer, maar ek het nie geantwoord nie, want ons is nou in 'n gesprek. Maar die 3de keer, redelik laat al, antwoord ek en ek stap 'n entjie weg. Hy sê vir my, ek's 'n dominee by hierdie klein dorpie in die Karoo. Ek's besig om voor te berei vir Sondagoggend se preek. Hy sê vir my, ek het nie idee wat om hier vir my gemeente te sê nie. Daar's nie een van hierdie boere wat meer op hulle voete is nie. Almal is bankrot. My gemeente is nie moeilikheid, want as mense nie meer inkomste het nie, dan is daar ook nie meer bydraes vir die gemeente nie. Hy sê, en ek is moedeloos, en ek het met die hoofouderling gaan praat, en hy sê toe, ek moet jou bel, nou bel ek jou. Sure. Ek sê vir hom, ons sal vir julle kom kuier. Ek verstaan wat julle nodig het, julle moet nou voer kry vir die skape, en ons sal kyk wat ons by mekaar kan kry, maar ons sal kom kuier. Ek was nog nooit voorheen in daai dorpie nie. Toe ek terugkom aan die tafel, toe sê ek, hierdie was 'n oproep van 'n dominee. En al die manne sê, as jy gaan ons saam. Ons is 'n hele konvooi. Moet jy weet as 'n dominee jou bel. Want laat ek gou vir jou sê, dominees, dis baie moeilik vir 'n dominee om te moet erken, ek kan nie meer help nie. Ek het self nie meer hoop nie. Maar weet jy, toe ons deur Christiana ry, ek ken Christiana. En ons trek af om gou weer brandstof in te gooi, toe sê my kollega Iney, iemand het nou net R30,000 in ons rekening inbetaal, net met hierdie dorpie se naam, ons weet nie van wie dit afkom nie. En ons kom in die dorpie aan, die dominee het ons ontvang, ons het die volgende dag 'n bietjie gebraai en ons het 6 trokke vol voer
en melasse en mielies en skaapbulle kon saamvat. Sjoe. En op pad soontoe het ou Callie Kriel van Afriforum my gebel en vir my gesê, hulle het nog van hierdie bokse vir boervroue. En hy stuur dit ook na die dorpie toe. So terwyl ons daar staan, kom hierdie trok met hierdie kartondose, wat ek nog nooit oopgemaak het nie, ek weet nie wat daar binne is nie. En hier kom 'n boer na my toe, wat baie gesofistikeerd is. Ek moet sê, 3-4 sinne in die gesprek en ek geweet, hierdie ou het waarskynlik nie groot geword as 'n skaapboer in die Karoo nie. Maar hy kom sê dankie. Hy sê, ek weet nie wat ek sonder hierdie paar bale en hierdie paar sakke mielie sou gedoen het nie. Ek sê vir my, vat sommer een van daai bokse vir 'n boervrou ook, gee vir jou vrou. Hy het 2 skrander jongseuns, hy gee so 'n fluit en hy sê vir hulle, laai daar 'n boks vir ma. Daai aand het ons 'n dineetjie in die kerksaal. En hy sit reg oorkant my, stel my voor aan sy vrou. Hy sê vir my, ek moet vir jou iets vertel. Ek was 'n dominee voordat ek kom boer het. Ek het kom boer omdat daar nie ander erfgenaam vir hierdie plaas was nie. Hy sê toe ons vandag daar stop, en ek sê vir my seuns, laai af die bale in hierdie sakke mielies. Toe vra die een vir my nou wat van die boks, en ek sê vir hom, sit dit daar op die kombuistafel. Ek het sommer die knipmes oopgemaak, en my vrou begin uitpak. Hy sê bo-in is daar 2 buisies tandepaste. En jy weet nie wat dit vir ons beteken, as daar nie 'n maand verbygegaan het waarin jy dit nie gehad het nie. Hy sê en so sy uitpak, is hier handeroom en gesigroom van my vrou se gunsteling handelsmerk. Ons het geweet dit kom van Here af, toe dit daai handelsmerk is. Hy sê daai boks sou ons nooit vir onsself kon gekoop het nie. Dankie dat julle harte oop was om hiernatoe te kom, maar ook vir almal wat bygedra het. Ek kon nie anders as om te onthou, 'n week gelede, 'n ou vir my 2 koekies seep en 2 buisies tandepaste en tandeborsels gegee het nie. En ek het besluit ek moet daai ou tannie gaan opsoek in die ouer huis en vir haar sê, weet jy wat beteken dit vir iemand wat dit nie het nie? Ja. Mens vat sulke goed so as vanselfsprekend. Mens besef nie dat iets soos tandepaste is 'n luxury. Die volgende dag, toe het ons gou-gou die diens bygewoon voordat ons teruggery het. En na die dominee seun uitgespreek het, ons gou 'n koppie tee gedrink nog by die kerk. Toe besluit ons hierdie geld wat ons gekry het op pad soontoe by Christiana, gee ons vir die gemeente, sodat die gemeente ook op sy voete kan bly. Want dit was 'n dapper dominee wat een aand gebel het om te sê, ons is in die moeilikheid, wat die geleentheid eintlik oopgemaak het, laat ons kon gaan help. Lisa sit en huil. Maar I mean, come on. De Toy sit en huil hier in die ateljee. Dit is wat gee is. Ek het vanoggend in ons motivering gepraat oor gee is nie iets wat ons moet doen nie. Dis iets wat gelowiges doen. Dis iets wat ons die voorreg het om te kan doen. Om te gee is om Jesus se hande en voete te wees, en dit is in klein goedjies soos daai. En daarom sê ek altyd bietjie maak baie. Ek mik vir daai 170,000 wat ek nog kort, want ons staan op R24,300, Lise. Yes. Ons kan amper R25,100. Ons kan amper 1.5. Ons kan 1.5 plase help. Maar dit is wat saai doen. Dit is voer vir die beeste, dit is pille, dit is medisyne, ja. Maar dis ook partykeer net daai iemand raak sien. 'n Boer wat in die moeilikheid is, wat moet herbou, wat moet oorbegin, en iets so simpel soos 'n buisie tandepaste nie kan bekostig nie. En dis wat mense nie besef nie, want jy dink iemand het 'n plaas, dan dink jy hulle is ryk. En dit is glad nie hoe dit is nie. Daar's soveel skuld dat daar party maande nie geld is vir kruideniersware nie, terwyl dit 'n boer is wat eintlik kos op ander mense se tafel sit.
As jy wil deel wees van ons groot geeweek, ons wil geld insamel. Ek kort R169.100. Dit klink verskriklik baie, maar bietjie maak baie, okay? R169.100, dan gaan ons 10 plase kan help met kruideniersware en basiese behoeftes, met skoolfondse vir die kinders. Ek wil nou eers kyk wat daai R20.000 weer alles, dat ek dit gou kry. Dis basiese behoeftes, skoolfondse, lone vir die plaaswerkers en kruideniersware. R20.000 per plaas. Dis nie baie nie. Dit sorg dat daar kos op daai boer se tafel is, dat daar tandepaste is om te gebruik, dat die ligte aanbly. Die ligte aanbly, dat die werkers betaal word, dat die kinders skool toe kan gaan. R20.000 'n plaas. As jy 'n besigheid is, asseblief help my uit. Ek soek my besighede. Ek het nog nie een besigheid gekry nie. Ek soek 'n besigheid wat dit op die hart het om vir ons 10.000 of meer te gee. Dan gaan ek vir jou bel op lig. WhatsApp die woord gee na 0604333877 en volg die maklike instruksies. Ek sal nou ook hierdie boodskappe wat ingekom het lees. Sun Journeys. Ek is geplant, ek is geoes, ek het gerank. Dit is alles vir die boerdery. Dit is alles vir die boerdery. Appel, die boer hier binne my op Groot FM 90.5. Dr. Theo is nog saam met ons in die ateljee van Saai en ons praat so oor die werk wat hulle doen. Oor daai storie wat jy gedeel het nou eintlik net my hart gebreek. Dis eintlik so, want boere is van die trotste mense wat ek ken. Ek is gebore in Groblersdal, ek het daar groot geword, ek het daar gebly tot ek in die hoërskool was, voordat ek 'n stadskind geword het. En laat ek vir jou sê, as dit moeilik gaan, hulle gaan nie vir jou sê nie. Dit is wat vir my so hartseer is van hierdie, maar dit is hoekom Saai daar is. Theo, deel asseblief met ons nog 'n mooi storie van Saai. Kyk, wanneer 'n mens se prioriteit is om 'n gesin op die plaas te hou, dan is daar baie meer as net natuurrampe, droogtes, vloede, vure, haal, hoë wind, wat 'n gesin kan uitknikker. Dis dikwels ook in duiestorting van markte. Dit is nogal 'n ding, ek het dit 'n paar keer self beleef in my loopbaan. Jy het alles reg gedoen en jy het 'n goeie oes. Maar daar is nie kopers vir jou produk nie, en dit gebeur veral in sekere lyne, groente kan nogal vinnig afgooi. Of dit kan veiligheid wees. Ons trek op die oomblik 'n bietjie swaar in Suid-Afrika aan jong boere wat huiwer om terug te gaan plaas toe, veral as hulle 'n jong gesinnetjie het, as gevolg van plaasveiligheid. En dit gebeur dikwels dat daar trauma was op 'n plaas, en dan trek mense eerder dorp toe, en as hulle eers dorp toe getrek en dan kom hulle ook minder op die plaas, ver van jou goed, naby in jou skade. So ons doen nogal baie werk rondom veiligheid, voorkomend en ook na die tyd. 'n Redelike deel daarvan gaan in berading. Ons spandeer baie aan berading, en ek glo deur die loop van die week sal daar meer gesprek ook gevoer word daaroor. Maar mens vergeet baie vinnig dat dit nie net hierdie fisiese hulp is nie, maar ook geestelike hulp, wat jy nodig het om vir 'n boer daai bruggie te bou om weer te bly. Nou in so 'n beradingssessie het daar nou in die afgelope paar weke 2 naburige boere gekom wat gesê het, ons het al 2 vanjaar eintlik 'n baie goeie oes verwag op die land, en toe kom die vloed in die noorde van die land. Daar in die Laagveld, in hierdie spesifiekes, woon in die Groot Spelonken, daar tussen Minnik naby Soekmekaar. Maar hulle het hulle self oorstrek aan skuld vir die kunsmis, vir die saad en vir die diesel, en nie voorsien dat hierdie tyd van die jaar sou daar nog so baie reën val nie. En kyk, daar het dig by 2 meter se reën in daai gebied geval. Dis hoekom die Kleurwiltuin so oorstroom het, dis hoekom Mosambiek so nat is. En nou is die banke op hulle nek, en hulle het niks om te oes daarvoor nie, nee. So hulle al 2 gaan die plaas verloor. En weet julle, 'n saadmaatskappy het toevallig in dieselfde tyd ons gekontak en gesê, as daar boere is wat nog genoeg tyd het om te plant voordat die eerste ryp kom,
dan kan ons hulle help met die saadgedeelte. Nou beide daai twee boere kon vinnig weer plant. En natuurlik is ons 'n goeie maand en 'n half nog weg van oestyd af. Ons kner so 'n bietjie op ons tande vir koue, maar net hierdie bydra van saad, wat 'n reuse uitgawe is in enige groenteboerdery, kan maak dat hierdie twee boere hulle plase gaan hou. Ja. Ons hoop natuurlik om ook vir hulle te help 'n bietjie met die bemarking. Julle weet ons begin met 'n hele reeks nuwe boeremarkte oor die hele land. Ons het nou Saterdag wat kom deur by die Voortrekker Monument so 'n boeremark. En op so 'n boeremark kry 'n boer gewoonlik 'n bietjie meer vir sy produk en die verbruiker in die stad betaal so 'n bietjie minder omdat al die middelmanne daar uitgesny is. Ons tref nou reëlings om vir hulle te help om deur die boeremarkte hulle produkte te skuif totdat hulle weer stewig op hulle eie voete kan staan. In die ou tyd het ons in elke dorp 'n landboukredieraad gehad wat hierdie tipe van werk gedoen het. Hulle het gekyk wat gaan aan in die distrik en as daar boere is wat so in die moeilikheid is, dan het hulle saam met die landbank en die landboutegniese adviesdiens van die staat het hulle gehelp dat boere op hulle gronde bly. Maar die landboukredieraad is al opgehef in 1994 is die baba wat saam met die badwater uitgegooi is met die groot politieke veranderings. Trouwens, ek moet vir julle sê, as 'n fietjie op my skouer sou kom sit en vir my een wens gee vir landbou vandag, dan was dit sou het wees dat ons weer die landbou rampelp en die finansieringsmeganismes in plek skuif wat ons in die ou tyd gehad het. Soveel meer gesinne sou dan op hulle plase kon bly. Hoor hier, dankie Theo vir jou tyd, dankie vir die werk wat julle doen, dankie dat julle omsien na ons boere se veiligheid, maar ook seker maak hulle kan hulle plase hou, dat julle hulle ondersteun met basiese behoeftes, dat julle hulle ondersteun met wanneer kom by die skuld op hulle plase, rampe en ook geestelik, soos jy gesê het, met berading ensovoorts. Ons waardeer julle ongelooflik baie en ek kan nie wag om te sien wat ons hierdie week gaan kan insamel vir saai nie. Ek dink dit gaan 'n ongelooflike goeie week wees. Baie dankie en dankie vir almal wat so mildelik bydra. Goed, ek kan gou vinnig deur hierdie boodskappe vir jou kyk. Ons het 'n boodskap gekry wat sê almal wat geseënd is en werk het soos ek kan R100 skenk. Ek gaan 6 biere minder drink. R100. Baie dankie G-man. Dankie vir die kos op ons tafels. Groete ontvangsdames wat by 'n dokter werk met R500. Sê vir dokter Het van den Bout, hulle moet ook skenk. Ja. Mag die Vader die bedrag gee 100voudig, R100 van Bibi. Dankie vir elke boer wat dit vir ons moontlik maak vir 'n bord kos. Die Here sal voorsien, amen, met R550. R1000 skenking van Hanlie wat sê hou moed en Luzaan wat R300 skenk. Madeleine, Marno se ouma van Sharing is Caring gee ook graag R500. Dankie Madeleine, iemand sê jene die trane lê vlak na daardie mooi storie van die tandepaste. Ek gee graag, ek's dankbaar om te kan gee. Shaal Enslin 'n R300 skenking. 'n Anonieme een wat sê God voorsien altyd, dankie vir die goeie werk wat in sy naam gedoen word, R500. Goed, ons moet nie se kant toe staan, maar ek lees gou hierdie laastes vir jou. Ons het 'n R200 skenking. My hart gaan uit na die boere in nood. Mag hulle geseën word met die Here se groot genade. Dankie Louise. God sal voorsien. 1000 skenking van JJ Fourie. Psalm 37 vers 4 tot 5 sê: Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Bernard, dankie vir daai R500 skenking. 1000 anonieme skenking. Ons bid vir elke kind, boer, gesinne wat deur so baie seer, bekommernisse en hartseer moet gaan, staan sterk in geloof, en ek gaan nie later die ander lees. Ons staan op R30.100, ons kan amper 2 boere help. Groot FM 90.5